Goeiemôre almal. Baie welkom hierso. Jammer vir die tegniese onderbrekingkie so vroeg in die oggend. Weet mos tegnologie werk nie saam met ons altyd nie. Maar kom ons bid. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons weer kan saam wees, Here. U sê vir ons waar 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U ook. En dankie dat ons kan weet U is hier teenwoordig. En U is met ons. Here, laat U Gees ons lei volgens dit wat U vir ons wil sê vandag. 'n boodskap van hoop. Want so baie mense, Here, is in wanhoop vasgevang, moedeloos, verlore. Maar Here, laat die oortuiging van ons hart en die woorde van ons mond vir U tot eer wees, Here. Laat ons nie sê wat ons wil sê nie, maar wat U wil hê ons moet sê. Seën hierdie byeenkoms, Here, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend uit Jesegiel 37, vers 1 tot 14. Nou gaan nie die hele stuk nou lees nie. Ek gaan van tyd tot tyd verse vir ons lees uit hierdie gedeelte. Maar hier praat Jesegiel na aanleiding van 'n visioen wat hy gehad het, waar die Here vir hom wys, eintlik waar die Here hom wegvoer tydens hierdie visioen en hom neersit in 'n hele laagte vol dooie, dor bene. En ons sien tydens hierdie visioen praat die Here met Jesegiel. En hy gee hom 'n opdrag om lewe te spreek, om lewe te profeteer oor hierdie dooie bene. Maar hy nie net om lewe te spreek nie, maar ook om te profeteer dat die Gees van God in hierdie persone inkom. Want ons sien dat die bene bymekaar gekom het en weer vlees gekry het en 'n vel gekry het, maar daar was geen 'n vel gekry het, maar daar was geen lewe nie. En eers toe hy die Gees van God bid en profeteer, toe kom daar lewe in hierdie bene. Hierdie is 'n visioen wat nie net van toepassing is op daai mense van daardie tyd nie, maar ons kan dit ook toepas op die tye waarin ons leef. Is dit visioen van hoop en ook van verlossing. Let op hoe die woord van God tydens hierdie visioen gees en lewe bring. Die profetiese woord laat hierdie mense in beweging kom as 'n direkte resultaat van God se Gees wat lewe bring. Wanneer ons met mense praat en die Gees van God word op hulle uitgestort, dan bring dit hernuwing. Ons het die Gees van God nodig, maar ons het ook die woord van God nodig om te kan leef.
Dit help nie ons praat met mense, en dit kom net uit onsself uit nie. Ons moet praat asof die woorde van God deur ons vloei. Maar getydens hierdie visioen sien ons 'n belofte. 'n belofte dat God hierdie volk van hom uit hulle doodsheid gaan optel. Hierdie mense het gedink, dit is verby met hulle. Hulle sit in ballingskap, nie eens meer in hulle eie land nie. En hulle sê, daar's geen hoop vir ons nie. Hoeveel mense in ons tyd sê dieselfde? Daar's nie meer hoop vir my nie. Ek gee op. Ek kan nie meer nie, Here. Maar die Here wil ons red. Die Here wil hê ons moet leef. God sal sy gees in elkeen kom laat woon, wanneer jy die Seun van God, Jesus Christus, aanneem as jou verlosser en saligmaker. En in die Evangelie van Johannes, sien ons iets wat Johannes of wat Jesus vir Nicodemus sê. Ja, kom aan. Nicodemus kom na Jesus toe in die nag, in die geheim. En die Here vertel vir hom van wedergeboorte. Maar hy verstaan dit nie. Hy's verbaas oor hierdie dinge. Jesus verwys ook na die lewe wat hy bring vir die wat dood is. En ek lees vir ons Johannes 5 vers 24 en 25. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Jesus het dit fisies geïllustreer toe hy Lazarus opgewek het uit die dood. En selfs toe hy opgestaan het uit die dood. Geen wonder dat hierdie gelykenis van volksherstel in die tyd van Jesegiel uiteindelik 'n gelykenis en 'n belofte van geestelike wedergeboorte en die herstel in die tyd van die huidige kerk ook is. As jy in jou lewe alles opgemors het, of moedeloos geraak het, en gesê het, ek gee op. Daarom is daar vir julle, elkeen wat nie meer wil nie, hierdie boodskap. En ek wil hê julle moet hierdie boodskap hoor. Jesegiel is 'n ou wat nie doekies omdraai nie.
Hy paai nie mense met goedkoop troos nie. Hy is vlamskerp. En hy is eerlik oor dinge wat verkeerd is. Hy praat kaalkop die waarheid van God. Dit help nie om ander mense te blameer vir wat jy verkeerd gedoen het in jou eie lewe nie. Ander mense gaan nie vir jou die prys moet betaal nie. Ander mense gaan nie eendag voor God staan en antwoord vir jou foute nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie foute. Elke mens moet begin om die Here te dien in opregtheid, in gehoorsaamheid, in geloof, in vertroue. Iemand anders kan dit nie vir jou doen nie. Maar daar is vir ons troos in hierdie boodskap. En ek lees vir ons in Jesegiel 37 vers 14. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. Ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet, dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here, Here. Ons weet dat hierdie profesie van Jesegiel in vervulling gekom het. Hierdie mense is teruggebring na hulle land toe. Hulle was weer vry van die druk van al hierdie ballingskap. En as God dit vir hulle kon gedoen het, dan wil hy dit vir ons ook doen. Vir my, vir jou, vir enige iemand wat wil luister. Ons moet met baie groter vrymoedigheid ons eie situasie na God toe vat. En vir hom sê, Here, ek gee dit nou vir U. Here sê, werp jou bekommernisse op my. Moet dit nie self probeer uitsorteer nie. In Eksodus 14 vers 14 sê, Eksodus 14 vers 14 sê God, ek veg vir julle. Hoekom wil ons onsself probeer en 'n gemors maak daarvan? God wat beloof, hy sal sy gees in ons uitstort. Waarom vertrou ons hom nie? Waarom laat ons hom nie toe om in ons te kom woon en ons te verander nie? God het op 'n baie spesifieke manier in die verlede gewerk. Maar net so werk hy vandag ook. Elke situasie, elke persoon is uniek, maar God weet hoe om dit te werk. Ons moet hom net kan toelaat. Jesegiel teken vir ons hierdie prentjie van 'n aktiewe God. Dis nie 'n God wat net daar een kan sit en kyk hoe val dinge uitmekaar uit nie. Nee. Hy's aktief. Hy wil in 'n verhouding wees met elkeen van ons. Ons moet hom net toelaat om op sy bonatuurlike manier in te tree in ons hopelose situasie.
en hom toelaat om deur sy woord en deur sy gees verandering te bring in ons lewe. Ons kan daarop vertrou en daaroor bid, totdat ons ook ervaar wat Israel ervaar het. Toe ons aan Esegiel 37 vers 14 gelees het, die laaste gedeelte, en julle sal weet, dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het. Wat 'n pragtige belofte, as ons hom vertrou. Dit is my gebed dat elke ene hierdie gedeelte van Esegiel sien as 'n inspirasie om nader aan die Here te kom leef, om in sy teenwoordigheid in te kom, nie net eenmaal nie, elke dag, elke oomblik van elke dag, moet ons in sy teenwoordigheid bly, sodat ons kan groei in ons onderskeiding van hierdie dinge wat God besig is om te doen, sodat ons ook die seën van God, sy teenwoordigheid in ons lewe kan ervaar en dit uitgee aan ander mense. Dat ons gevul kan word met die liefde van God, dat ons hierdie liefde uitdra na ons medemens en hulle versterk kan word daardeur. Die liefde van God moet soos vloeiende, lewende water uit ons uitstroom na ander mense toe, dat hulle ook sy gees en hulle kan ontvang. Dan sal ons woorde aan ander mense die oortuigingskrag hê wat van die Gees self afkom. Want ons kan niemand oortuig om Jesus te volg nie. Ons kan niemand oortuig om tot bekering te kom nie. Maar wanneer ons lewe spreek en die Gees van God deur ons vloei, dan sal hy die werk gaan doen in elke persoon wat hoor. Dink bietjie na oor wat God vir ons hiermee wil sê. En ek gaan afsluit met 'n paar verse, met 'n paar vrae. En ek wil nie julle antwoorde hê nie. Dit is iets wat elke persoon in sy of haar hart moet gaan uitmaak met God in gebed. Waar raak hierdie gedagte jou lewe elke dag? Wat vra dit van jou? Wat beloof dit jou? Wat se belofte is daar? Wat moet jy dink en doen met hierdie gedagte? Wat is die kern van hierdie boodskap en van hierdie teks vir jou lewe? Dit gaan jou help om sin te maak van jou eie ervarings in die lig van God se woord. Ons voel baie keer so vasgevang en ons verstaan nie hoekom dinge gebeur nie. Maar die Here het vir ons 'n antwoord. Ons moet hom net vra en dan wag vir sy antwoord. Elke persoon moet self besluit hoe hy daarop gaan reageer. Skryf dit in jou dagboek. Ek sê nou die dag vir iemand, as jy gaan bid, hou 'n boekie. Hou 'n boekie. Skryf neer waaroor jy met die Here wil praat. Want so maklik, terwyl ons bid,
dan begin ons gedagtes rondom plekke waar jy nie moet wees nie. Dan dink ons aan die dag se dinge en gister se dinge en so dinge wat nog oor die jaar moet gebeur. Wat 'n boekie. Skryf jou gedagtes neer wat jy met die Here wil deel. En bid volgens dit. Dan het jy 'n positiewe gebed wat iets beteken. Geniet elke dag hierdie teenwoordigheid van God in jou lewe. En laat die boodskap wat God vir jou gee, met jou saamgaan, daar waar jy gaan. Werk toe, winkel toe. Maak nie saak nie. Wanneer daai teenwoordigheid van God saam met jou wees. En ander mense aanraak. En hulle weet, waarlik, hierdie is kinders van God. Lewe jou lewe, of leef jou lewe, tot eer en verheerliking van God, jou skepper. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap, Here. Dankie dat jy ons weer kom herinner aan u woorde. Ja, Here, ons sien in Handelinge 2 dat u gees uitgestort het op mense. 'n belofte wat nagekom is. U is nie 'n mens wat sal lieg nie, maar u is 'n waarmaker van u woord. En dankie daarvoor, Here. Here, laat ons lewe 'n Bybel wees vir iemand anders. Iemand wat dalk nie 'n Bybel het, maar dat hulle hierdie wonderlike liefdesverhaal van Jesus kom lees in ons. Gaan saam met ons, Here. Dankie vir u beskerming, vir die week wat kom. Want waarlik, u is getrou. Here, dankie vir elke persoon wat hier is. En dankie dat ons hierdie boodskap van hoop kon uitdraai. Verder is net hierdie sitkamer, Here. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ja, ons gaan afsit, nee. Jy moet weer afgesit.